Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Miracles, just where you look. Never seen or heard anything like it. This wise man, just speak a word. Who is he? The Son of God, the beloved, servant, Savior, mediator. He gives his life. He walks on the sea, breaks bread, it multiplies. Casts out demons, the mute speaks, the deaf hear. The Son of God, the beloved, servant, Savior, mediator. He gives his life. No fun and pleasure, preach the gospel of repentance, salvation, redemption. Reveals his Father in spirit and truth. It is done. He breaks the power of evil. The Son of God, the beloved, servant, Savior, mediator. He gives his life. The Son of God, the beloved, servant, Savior, mediator. He gives his life. Goeiemôre en hartlik welkom hierso by die Aanlyn Kerk Dak Facebook radiostasie so op 'n donderdagoggend lekker vroeg uit die vere 4:10 wat ons lekker gaan saam bid en dan ook Bybel lees saam met Karen later 5:30 gaan ons lekker saam met haar Bybel lees en ook so 'n paar interessante dinge saam met haar deurgaan soos wat ons deur die woord van die Here gaan. Nou ons trek al vandag by Matteus 17 vanaf vers 24 en dan gaan sy ook begin by Matteus 18, so ja, 'n lekker geestelike opbouende tyd wat vir ons voorlê om die tyd uit te koop, soos wat die woord van die Here vir ons leer. Nou, goeiemôre julle almal, julle wat so vroeg uit die vere is. Goeiemôre, ek verstaan, baie is nou besig om reg te maak en reg te kry vir die dag, en wat 'n wonderlike tyd is dit nie, en wat 'n wonderlike geleentheid het ons nie, en ons het nie altyd die geleentheid om so een kant te wees nie, maar hierdie help ons vanoggend en ondersteun ons om so saam die dag in die naam van die Here te kan begin as broers en susters in die Here. Nou ja, jy's ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie hier op die Aanlyn Kerk op Facebook, waar jy hoop, bemoediging, stigting, lering ontvang vanuit die woord van die Here, soos wat ons gemeenskap het met ons hemelse Vader. En onthou net, daar waar jy in jou huis is, daar waar jy in jou plek is,
of jy nou wag, baie kere, Lydia sal terwyl sy wag vir haar lift huis toe sy aanskof gewerk het, dan luister sy ook en sy skakel ook so lekker vroeg in. Is dit nie 'n heerlikheid om jou dag so te kan begin nie? Nou ja, net om dit weer eens vir jy te noem, so die wil van die Here is môreoggend vroeg, is ons op die vliegtuig, op pad Elsburg toe. Ons gaan vir Rian en Kwanet doop, so ja, dank die Here dat hy vir ons die paaie oopmaak en ons wege reguit maak, so dat ons wel daar kan uitkom en dan ook natuurlik kan terugkom en dan het ons ook nou nie môreoggend Bybel lees nie, ons het ook nie Saterdagoggend musiekuur nie, maar ons gaan Sondag 'n lekker saam kuier hê met almal aan die omgewing wat kom. Dankie dat jy al laat weet het wie gaan kom. As jy nog nie laat weet het nie, asseblief laat ons weet, sodat ons reëlings kan maak met kossies, verversings, want ons wil saam kuier. Ons gaan die diens hê, ons gaan die doop hê, en dan wil ons ook net lekker saam kuier met almal. Nou ja, nietemin, ons gaan voortvolgend en ek gaan heel eers begin met gebed. Net lekker saam bid en so die naam van die Here groot maak, en dan gaan ons oor dan na Karen toe met die Bybel lees. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê, vir die liefde, genade, barmhartigheid, vrede, heerlikheid, krag en majesteit, wat ons so, Here, in oorvloed van U af ontvang. Dit is die oorvloed wat U aan ons beloof het, oorvloed van genade, oorvloed van verlossing, oorvloed van bevryding, Vader, die geestelike rykdomme, die gawes, Vader, wat ons het, die vrug van U wat in ons hart is. Dit is daar die dag met ons wedergeboorte, ons het gisteraan die skrif weer gelees, hoe U Gees in ons hart uitgestort is. U Gees is daar, en daarom kan ons op 'n punt kom in ons geestelike lewe om iets te verstaan van U woord, Vader, want die Bybel wat ons lees, is die woorde van U, dit is die wil van U, dit is wie U is, Vader. En ek wil vra, Here, dat ons as die kinders werklik waar die waarde daarvan sal verstaan, die Bybel, as om te redeneer, die Bybel sê so, die Bybel sê so, daai vrees in 'n mens se harte hê, daai agting, Vader, dat dit is die woord van U, dit kom van U troon af, daai gesuiwerde water, het sy oorsprong in U wese, Vader, en so het U dit, so openbaar U dit deur die Seun Jesus Christus, deur middel van die Heilige Gees, wat in ons siel is, en so kan ons deel raak van die koninkryk van U, en ek wil vir U baie dankie sê, dat ons daai geleentheid het, en ons wil dit nie misbruik nie, ons wil dit gebruik, ons wil dit in oorvloed gebruik, Vader, ons wil dit ook nie verag nie, ons wil dit ook nie minag nie. Vader, baie dankie dat ons leiding kan kry op hierdie wyse deur middel van U woord. Wat 'n heerlikheid is dit nie. En gisteraan toe ek so praat, Vader, te besef ek, dis werklik waar U woord gee lewe in die siel. Dis nie uiterlike dinge nie, Vader. Al hierdie uiterlike dinge, maak nie saak wat dit is nie, Vader. Dit raak naderhand vermoeiend. Selfs die lekker is nie meer lekker nie. Vader, en ek wil vra, Here, dat U self so in die kinders sal openbaar maak, dat ons werklik kan verstaan die krag, die heerlikheid en die majesteit van U heilige woord. Dit is lewe, dit is wat U vir ons sê, ons moet leer om te lewe van U woord. U volk het deur hierdie ontberinge gegaan, U sê U het toegelaat, U het gesorg dat hulle sonder water en kos is. U het geweet, as hulle aan die ander kant hierdie woestyn gaan trek, wat lê vir hulle voor. U was nie onbewus daarvan nie. Dit is nie asof U verras was, dat die water eers bitter was, en dat daar nie brood was nie, ensovoorts. Vader, maar U het geweet wat U wil bereik. U het geweet wat is die doel van U. Want die volk van U het vir jare in Egipte, was hulle besig met die afgode, hulle was besig met hulle self, hulle was besig met hulle eie idees, alhoewel hulle geweet het, U het Abraham geroep, en hoekom U hom geroep het, en waarom U hom geroep het, en wat is die doel daarvan. Maar die afgode was gesetel in hulle hart, het was vasgebrand, hulle het geweet om dit te maak, want hulle het die stede gebou van die Egiptenare, en die afgodstede, en die beelde en die dinge, hulle moes gewerk het vir hierdie dinge. Vader, en toe hulle die woestyn begin vat, toe wil hulle geleer het, wat is die werklikheid, wat is die waarheid, wat is die krag van U heerlikheid en U woord, Vader, om werklik waar te lewe. De werklik waar te lewe gaan nie net om die
die groot druiwetrosse te eet en die land in te neem wat fisies oorloop van melk en honing nie. Nee, Vader, U het gepraat van die innerlike, die siel. U wil leer dat dit is werklik lewe. En so het ons die voorreg as kinders van U om nog meer, Vader, ons is nog meer, Here, bevoorreg as ek dit so mag stel, om te weet dat die woord van lewe het gekom. Die woord van lewe is geopenbaar, U Seun Jesus Christus. Vader, uit homself kom openbaar, U kom openbaar vir ons. Kom openbaar die geestelike, hierdie wêreld teenoor die geestelike wêreld. Waar kom eintlik alles vandaan? Toe die mense eers werklik ware verstand en begrip gekry. En ons as die kinders verloor so maklik perspektief, ons raak so op gevang en ons gebruik dit as 'n verskoning. Ja, maar joh, dit is taaf. Ja, maar joh. Vader, en alles wat ons as hulp het U vir ons gegee. U het vir ons die Bybel kom gee. U gee vir ons gebed, ons het tyd wat ons kan spandeer voor U. En geen van ons verskonings kan water hou teen U woord nie, Vader. Geen van ons verskonings kan werklik waar opstaan en Vader as 'n verskoning aanbied om nie U te soek nie, om nie besig te raak met U nie, om nie U woord te aanvaar nie. Ons moet maar net sê, ons spandeer nie te min tyd aan U, en tog baie keer gebruik ons dit as 'n verskoning dat U maar net moet verstaan. U moet maar heel laaste in die ry wees. U moet maar, as ek 'n ou tydjie het, sal ek maar aan U dink. U wat vir my lewe gee. U wat vir my die ewige lewe gee, Vader. U wat my kom loskoop het deur die seën van die werke van die duiwel, sodat my siel verlos kan wees, ewiglik bevry van alle kwaad, Vader. En ek besef wanneer ons die dag ingaan, dis dit asof 'n mens hierdie perspektief verloor. Dan raak 'n mens so vermoeid en belas met die wêreldse dinge, die dagse druk, die werksverantwoordelikheid, Vader. En in dit kan 'n mens nigterheid behou. En ek wil bid dat U vandag met die kinders sal praat en deel. Hulle sal oplig, hulle sal versterk, dat hulle altyd sal weet. In plaas om by die werk te sit en hulle self te veroordeel, Vader, eerder om te sê, ek gaan hierdie tyd gebruik, terwyl ek aan U dink, terwyl ek swaarmoedig voel, terwyl die las swaar is, gaan ek net gou so 'n paar oomblikke, ek gaan net gou draaitjie stap en net voor die aangesig van U kom, of sommer al by my lesenaar net vir 'n paar oomblikke net rustig wees voor die aangesig van U en sê, Vader, hier is ek voor U. Here, en so word die siel versterk, so kry ons lewe in ons siel, Vader, lewe in ons innerlike, lewe wat oorspoel en uitvloei, Vader, na ander toe ook. En ek wil vir U baie dankie sê daarvoor. Vader, vanoggend in ons gemeente, in ons bediening, mense wat ons ken as, en mense wat ons ook nie ken nie, het vanoggend siekte, hulle het pyn, hulle het behoefte, Vader, en ons wil vra dat U asseblief sal genees. Ons dink ook vanoggend aan ons suster Mary ook, met haar, die uitdaging wat in haar liggaam ook is. Ek wil vra dat U haar ook ten volle sal genees, haar ten volle gesond sal maak, asseblief, Hemelse Vader. U is die God wat lewe geskenk het tot op hierdie oomblik. Die dokters, die mediese het gesê, dit is verby. Einde Desember laas jaar, Vader, is dit verby. Mary was in 'n baie erge kondisie gewees, en U het gekom, en U het na die gemeente se gebede, sy uitroepe geluister. Vader, ek kan onthou toe ons nog so op die lig uitgeroep het vir Mary, en U het kom antwoord, en U het kom help, en U het kom ondersteuning bied, Vader. En ek wil vra dat die genesing wat U nou begin het, en Vader, tot waar dit vandag is, dat dit in volle in haar liggaam kan deurbreek. Ewige Vader, ons dink, Here, my God, spesifiek, as ek kyk die name hier so op Lindy ook, wat vandag as alleen ma ook baie dinge moet doen, en uitdagings, ons dink aan al ons susters in die Here, wat vandag alleen ouers is, wat soveel uitdagings het, en party is getroud, maar die man is maar afwesig. Wil ons vra dat U asseblief hulle ook sal help, en sal ondersteun, en die wysheid sal gee, Here, om 'n lig te kan wees in hierdie wêreld, te midde van die uitdaging van die kinders op skool, en wat hulle ook al moet doen, Vader. Kinders steun baie op hulle ma, en as daar net 'n ma is, Here, is die steen nog net soveel swaarder, maar in U, Vader, kan daai las ligter raak, en U kan ons oorwinning kry, en U kan ons verlossing kry.
ewige Vader. Ons wil bid vir Lizelle vandag, daar so in Stoffberg, dat hy jou sal ondersteun in alle dagtake wat sy moet doen. Here, sy het soveel om te doen, Vader, huishouding om te uit te sorteer, plaaswerk om te doen, Vader, haar kind leiding te gee met die skool, die homeschooling en al die dinge, haar man te ondersteun. En ons wil bid en vir ouma Kitty te ondersteun, Vader. En ons wil vra, Here, dat jy haar geestelike krag sal verleen om alle take te verrig in hierdie dag, Vader. Dat haar hart altyd by U sal wees, gedurig deur, sal bid, tale praat, musiek luister, ons weet sy doen dit, maar dat hy al hierdie dinge sal gebruik, dat hy haar siel kan versterk, dat haar liggaam ook versterk sal wees. Ons sê vir die baie dankie, Vader. Nou daar is verlossing en bevryding nodig. Ek dink vanoggend aan die Enslin gesin daar in Middelburg, Vader, en Melinda, ek dink aan Liserey, Vader, Bernardus Junior eerder en Bernardus Senior. Vader, wat kan 'n mens bid? Wat kan 'n mens vra? Wat kan 'n mens sê? Vader, U is die God van lewe. Here, al die kinders is voor die aangesig van U, en hulle is voor die aangesig van U, en ons wil bid vir Melinda. Here, terwyl dit wat in haar hart is en haar wese is, haar uitroepe in haar binneste, wil ek vra, Vader, dat U sal antwoord. Dat U die wyse antwoord sal gee, dat U die wyse uitkomste sal gee, dat U die wyse oorwinning sal gee. Vader, want wie is wyser as U? Daar is niemand wyser as U nie, Vader. En so wil ek bid dat U wysheid ook aan haar openbaar sal maak. En hierdie dag met Liserey, waar sy in die skool is, en waar sy skoolgeld tans, Vader, en waar sy haar studies doen, dat U ook sal help en sal ondersteun, dat haar hart, Vader, altyd net by U sal wees, te midde van dit wat sy in die vlees moet bereik, om Here op die aarde aan te gaan, wil ek vra dat U ook haar sal ondersteun, dat sy nie moedeloos sal raak nie. Weerhou haar van elke vorm van kwaad, bly met haar praat, Here, openbaar sake, Vader, wat nie van U af is nie, dat haar siel geen skade sal ly nie. Dis tog die belangrikste, Vader. Ons kyk altyd nie na die uiterlike daad of die uiterlike besluit. Maar wat as jy besef nie, daar's 'n siel wat in gedrang is. Daar's 'n siel wat gered moet word. Daar's 'n siel wat behou moet bly. En so wil ons bid vir Liserey se siel, Vader, om behoue te bly te midde van al hierdie uitdagings. En Bernardus Junior wil ek vra, Vader, dat U, Here, daar's soveel dinge in sy hart. Daar's soveel malinge, daar's soveel woelinge, Vader. Ek wil bid dat U self aan hom ook sal openbaar, dat hy ook tot ruste en vrede sal kom, want hy sien dinge om hom, hy ervaar dinge om hom, en hy verstaan nie altyd nie, maar U is die God wat die wysheid gee, die verstand gee. En so vir Bernardus Senior, daar waar hy in die buiteland werk, Vader, is 'n geweldige uitdaging op sy liggaam, op sy gesin, op sy verhouding met sy familie. Dit is nie maklik nie, Vader, en ons wil vra dat U self aan hom kan openbaar maak, Here, as die God van hemel en aarde, wat die siel bewaar van die bose, Vader, in U Seun Jesus Christus. Dankie vir die redding, vir die verlossing, vir die bevryding ook van hom antwoorde wat hy soek, Here. Ook, Vader, bevryding in baie opsigte. Ons sê vir die baie dankie in Jesus se magtige naam. U is die Vader van hemel en aarde wat lewe van nou af tot in alle ewigheid, Vader. En ons wil vir U baie dankie sê, dat ons kan weet, en ons te wete in ons siel, ons het te wete in ons hart, U is die God wat lewe, Vader. Ons wil U net loof en prys, ewige Here. Ek wil vanoggend bid vir my vrou ook, Vader. Here, terwyl sy ywerig die werk van U doen, met soveel liefde, met soveel ywer, Vader, soveel dinge wat sy hanteer, wil ek vra dat U haar ook geestelik sal versterk, geestelik sal oprig, liggaamlik sal versterk, oprig. Vader, terwyl ons weer moet vlieg, ons weet, dit is 'n geweldige saak ook op haar liggaam, wil ons vra dat U haar liggaam ook in stand sal hou, Vader. Ons wil U loof en prys. Sy is 'n kind van U, sy is in die hande van U, niks sal met haar gebeur wat nie moet gebeur nie. Ons wil vra dat U liefdevolle arms en die heerlikheid en die krag van U geopenbaar word so aan haar, Vader. Die krag van heerlikheid en liefde en majesteit. Baie dankie, Vader, in Jesus se naam. Daar sê, loof die Here, wat 'n heerlikheid is om so saam te bid.
Nou ek gaan ons gebed afsluit met wie is hy? Ons het die Engels ene geluister, hoe is hy in die begin van my bid, so ek gaan afsluit en dan gaan ons oorgee aan Karen vir Bybellees. Wonderwerke, net waar jy kyk, nog nooit so iets gesien en gehoor. Die wyse man spreek net 'n woord. Wie is hy? Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, hy loop op die see, breek brood, dit vermeerder. Dryf duivels uit, stormes praat, dowes hoor. Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, geen pret en plesier, verkondig die evangelie van bekering, redding, verlossing. Openbaar sy Vader in gees en waarheid. Alles volbring, breek hy die mag van die bose. Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier by ons Dak Facebook radiostasie op 'n donderdagoggend 5:30. Loof die Here, so lekker saam gebid met Stanley. Dankie my liefie, dit was heerlik. Dankie vir my gebed. En ons waardeer dit so geweldig baie. Dit is so stigtend en opbouend om so met gebed te kan begin in die oggend en dan ook om die woord te lees so saam. Nou, ons gaan so paar dagies weer skiep. Dis vreeslik. Ons gaan eers weer volgende donderdag die woord lees na vandag, maar ek dink vandag gaan dit net weer vir ons so lekker wees. En ons lees uit Matteus 17 vanaf vers 24 en gaan gerus nou met die Bybel na Matteus 17 vers 24. Lees saam met ons en dan kan ons so lekker saam met dit deurgaan. Dis lekker om so in jou eie Bybel te sien wat daar staan en so leer ons die Bybel ken. Is dit nie so nie, om dit so lekker saam te lees? Baie keer is dit asof 'n mens maar net goedsmoeds die skrif maar net so aanvaar wat opgeset word of wat gelees word of wat ook al. Maar wanneer 'n mens kan begin saam lees uit die woord uit, kan ek vir julle sê, dis nie altyd moontlik in dienste nie en dit verstaan ek, maar so met ons Bybelleesprogram, maak moeite daarmee, lees saam en so gaan jy jou Bybel ook leer ken.
Nou kom ons lees hierso in Matteus 17 vanaf vers 24. Ek gaan 'n blikkie penne aankry. My blikkie penne. My man maak notes. Notes. Hy weet wat so baie notes maak hy nie. Hy het altyd so baie notes. Prys die Here. Ek wil altyd sien wat skryf hy. Dan weet ek ook. Ag, dis so lekker, prys die Here. Matteus 17 vanaf vers 24. En toe hulle in Kapernaum kom, het die wat die tempelbelasting ontvang na Petrus gegaan en gesê: "Betaal julle meester die tempelbelasting? Betaal julle meester nie tempelbelasting nie?" En hy antwoord: "Ja." En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en sê: "Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Van hulle seuns of van vreemdelinge?" Toe Petrus antwoord hom: "Van die vreemdelinge." Jesus sê vir hom: "Dan is die seuns vry. Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom. En as jy in sy bek oopmaak, sal jy 'n starter kry. Neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou." So, en ek dink toe nou so terwyl ek so deur die skrif lees, dis eintlik geweldig, want die hele tempel het gegaan oor God. Is dit nie so nie? En almal het geweet, dit is die tempel wat hulle vir God oprig. Maar tog het daar soveel ongeregtighede in hierdie tempel gebeur. Soveel ongeregtigheid, soveel roofsigtigheid, soveel bedrog en al hierdie dinge het in hierdie tempel plaasgevind. En dit is waarom God sê, ek bly nie in 'n huis wat met mense hande gemaak is nie. So, God kan in elk geval nie in 'n huis op hierdie aarde bly nie. Is dit nie so nie? Maar hy het hom wel in die Ou Testament so geopenbaar aan die mens. Nou, as ons daaraan dink, as dit God se tempel is, as dit God se huis was, soos wat hulle dit wou voorgee, dan moes Jesus Christus, die Seun van God, wat gekom het na hierdie aarde toe, moes hy nie belasting betaal het nie. Is dit nie so nie? Maar hulle was so gierig geweest, dat hulle nie eens agtergekom het, of besef het, en hulle ore was nie oop genoeg om te verstaan nie, hulle was afgestomp. Hulle kon nie verstaan, dit is die Seun van God nie. En hulle vra hom belasting om in sy Vader se tempel in te gaan. So Jesus was nie 'n vreemdeling nie, hy was die seun van sy Vader, en tog vra hulle hom belasting, want hulle het nie verstaan wie is Jesus Christus nie. En Jesus sê vir hulle, om nie vir hulle aanstoot te gee, wat so besig is met hulle eie saak nie. Kom ons betaal maar die belasting en gaan in. So ja, dit is eintlik 'n baie erg saak om dit te besef, dat hulle het nie verstaan as die seun van God nie, hulle het hom sommer hierdie belasting gevra, want hulle het nie besef wie hy is nie. Ja, en dit is die ding, dat hom as 'n vreemdeling beskou, en dit sluit eintlik nou aan by Johannes 1 vers 1, wat hy sê, dat hulle het na sy eiendom toe gekom, en sy eiendom het nie meer herken nie. Maar tog hierdie gedeelte laat my dink in die gedeelte waar hy sê, waar die fariseërs praat oor hulle finansiële verpligting. En die Here Jesus het gesê dat die wêreldse mense is wyser teenoor hulle eie geslag, teenoor hulle eie sondige geslag, as wat die kinders van die Here teenoor hulle eie geslag is. Nou, wanneer ons hierna kyk, omdat net Jesus het hierna verwys na homself as die seun van God, nie net die disippels op daai oomblik nie, want hulle was nog nie kinders gewees nie. En dit het my opgeval, hy sê, van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Nou praat hy hier in die algemeen, selfs in die wêreld, as jy 'n koning is, en jou kind, waar ook al belasting en tol geëis word, jou kind betaal nie daar belasting en tol nie. Nou die wêreldse mense weet, jou familie betaal nie belasting en tol nie. Maar tog, eis hulle dit van Jesus, soos my vrou nou dit reg noem, dat dit is God se tempel. En Jesus is die seun van God. So hulle het nie daai wysheid en insig gehad, om Jesus vry te skel van daardie tol en belasting nie. Ja, dit is geweldig, dit is wat hy daar in Jesaja sê, nee, die volk sal nie verstaan nie, hulle ore sal hoor, hulle oë sal sien, maar hulle sal nie sien nie, hulle sal nie hoor nie.
Nou kom ons kyk in Matteus 18 vers 1. En in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê: Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Nou, as mens net na hierdie gedeelte kyk, dit is my so mooi, dat Jesus vergelyk sy kinders met kindertjies. So ons moet nie soos 'n kind raak in die sin van kinderagtig nie. Maar ons moet die simboliek van 'n kind aanneem. Ons moet die nederigheid, die gehoorsaamheid, die afhanklikheid van ons Vader in die hemel, moet ons aanneem in ons harte. Dit is hoe ons moet verander, dit is hoe ons moet word. Yes. Want ons is baie keer so hoog in onsself, dat ons nie eers verstaan waaroor die koninkryk van God gaan nie. Nou, as jy nie daai afhanklike kind is in die koninkryk van God nie, gaan jy nooit sy koninkryk verstaan nie. As jy nie kan verstaan dat die Here Jesus Christus gekom het om diensknegt te wees, te verneder, jou hart uit te sorteer nie, gaan jy nooit God se koninkryk verstaan nie. So as jy alles wat in hierdie wêreld is hoog ag, en jy gaan agter die hoog aan, gaan jy nooit God se koninkryk verstaan nie. Want die mens dink, as jy iets in die vlees is, as jy hierso een of ander titel het, of as jy een of ander aansien hier het, jy het ook aansien in die hemele. En dis absoluut die teenoorgestelde. God sê so mooi in sy woord, dat dit wat slim is by die mense, is dwaas by God. God ag niks hoog op hierdie aarde nie. Niks hierso range of sukses of enigiets wat hier plaasvind, kan God beïndruk nie. Maar die hart wat vir hom verneder, die hart wat diensknegt word, die hart wat saamwerk, die hart wat afhanklik is van ons Vader in die hemel, daai gesindheid van die Here Jesus Christus, dis wat die woord sê, ons moet die gesindheid van die Here Jesus Christus aanneem. En sy gesindheid was om te kom dien. Sy gesindheid was om die mens te kom losmaak en vrymaak, vergifnis te kom skenk vir die mens om hemel toe te gaan. Amen. So dit was die gesindheid van die Here Jesus Christus. En dit is wat die gesindheid wat ons moet hê. Ons moet verstaan waaroor die koninkryk van God gaan, om wel ons lewe so neer te lê en in te rig en nuttig te raak in sy koninkryk, om wel siele te kan win vir sy koninkryk. Want dit is waaroor die hele koninkryk van God gaan. En dit is die doel van Jesus Christus, om die mens te kom losmaak, en dis nou ons doel, wanneer ons tot wedergeboorte kom, is om die evangelie te gaan verkondig, sodat mense kan loskom en vrykom uit die mag van die duiwel, uit dit wat Jesus Christus kom verbreek het. Yes. Wow, is dit nie mooi nie? That's amazing. So ons moet 'n ander gesindheid in ons lewe Sure, kry. ja, Ons that's moet nice. al daai ou dinge wat ons is en wil wees, moet ons neerlê, want dit kan God nie beïndruk nie. En dit kan niks vir sy koninkryk doen nie. Vers 4, en elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En hoe anders is die mens? Die mens wil homself verhoog, die mens wil 'n pat op die skouer hê, die mens wil raak gesien word, die mens wil vereer word. En dis absoluut wat jy nie gaan kry in God se koninkryk nie. God sê nie elke dag vir jou dankie vir alles wat jy doen nie. Hy sê nie eers vir jou gaan aan nie. Jy moet weet, in gehoorsaamheid moet jy net aangaan om die evangelie uit te dra en te doen wat jy moet doen. So God gaan nie elke dag vir jou sê wat om te doen nie. Jy weet, jy die woord. Jy die handleiding. Yes. En volgens dit moet jy lewe, moet jy aangaan. Sure. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang my. Nou praat hy nie meer van die kind, hy praat nou van die kind van die Here. Die kind van die Here wat bereid is om soos hierdie kind te verneder, soos hierdie kind gehoorsaam te wees, soos hierdie kind diensknegt te wees. Shall we? As jy een van sulke kindertjies ontvang jy my. So nie almal wat sê hulle dien die Here is deel van die broederskap of is deel van die liggaam nie. Baie het al afgeval, baie het al verdroog, baie het al gelos. Maar die wat vashou, die wat verstaan, die wat gehoorsaam bly, die wat aangaan met die evangelie en dit op die hart dra. As jy een van hulle ontvang,
Ontvang jy my, want dit is ware broeder. Ja. So as iemand tot wedergeboorte kom en hy val terug in hierdie wêreld en hy gaan net weer aan met sy sonde, asof hy nie die Here dien nie, daar's geen vrug wat opgelewer word nie, is dit nie jou broeder nie. Want daar moet vrug voortkom in jou lewe, al is dit 30voudig, daar moet vrug voortkom in jou lewe, dan moet daar sien, daar begin iets gebeur, daar begin 'n verstaan deurbreek van die koninkryk van God. Ja, my vrou, dis omtrent treffend, en ek weet jy gaan nou verder lees, maar ek dink vanoggend sla dit my nog so meer soos 'n hamer voor my kop. Besef Vader, as 'n mens in jou eie gedagtes, jou eie oortuiging, jou eie lewe lei, en dan is jy nie eintlik deel van, wow, dit is eintlik verskriklik erg, want dis hoe fyn die woord is, nou om ons te leer eintlik, om ons hart oop te maak. Ja, my man, dit het my getref op 'n stadium, dat net die wat die wil van die Vader doen, hulle is my broer, my suster, my moeder. En baie keer kom ons tot wedergeboorte, maar wie doen die wil van die Vader? En wat is die wil van die Vader? Om die woord aan te neem en deel van jou lewe te maak en te begin toepas en uit te sorteer in jou lewe. Jy kan nie meer dieselfde mens bly as wat jy was nie. Jy moet verander, daar moet vrug opgelewer word in jou lewe. En dit is die wat die wil van die Vader doen. So as jy maar net daai mens bly en jy roem maar net op wedergeboorte, het jy afgeval. Maar as jy ywer en aangaan en verstaan en elke woord aanneem wat jou tref in jou hart, onthou net, ons kan nie die hele Bybel op een slag doen nie. Ons kan nie die hele Bybel op een slag verstaan en onthou nie. Maar as daar dinge uitgaan en dit tref jou in die hart, vat daai ding en werk daarmee en bid daaroor en sorteer dit uit sodat jou hart kan verander in daardie saak. Maak nie saak van die volgende 2 ure wat gepreek word nie. As iets jou tref, neem dit vir jou aan, neem dit ter harte en sorteer dit in jou lewe uit en so gaan jy begin vrug oplewer. Amen. So. Hy sê, maar elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. So dit is beter dat jy in die diepte van die see insink en sak, as wat jy een van die kinders van die Here laat struikel. So. Weer die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar weer die mens deur wie die struikelblok kom. So dit moet daar wees vir ons as kinders van die Here. Ons kan dit nie wegwens nie, ons kan dit nie wegbid nie. Dit moet daar wees, want ook in die struikelblokke is dit 'n groei wat plaasvind in ons lewe, 'n verstaan, 'n openbaar maak van ons harte. Is dit nie so nie? En so kan ons groei en vrug oplewer en vrug dra en soos hierdie kind word. Nou ja, ek dink ek gaan vandag hierso eindig. Kom ons kyk gou verder. Kom ons gaan dit gou so 'n bietjie aan. Ja. Vers 8, dis nog vroeg. Hy sê, en as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepeel of vermink, as om met 2 hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met 1 oog in die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. So alles wat 'n probleem is in jou geestelike lewe, wat jou terughou om die Here te dien, dit moet jou uitruk, afkap, neerlê, sodat jy die Here kan dien. Dis nie fisies dat jy nou hierdie arm moet afkap en hierdie oog moet uitruk nie, dit is simboliek wat Jesus hier gebruik het. So alles wat 'n probleem is, alles wat jou terughou, alles wat voor jou staan om nie die Here te dien nie. En natuurlik, dit gaan maar die meeste van die tyd daaroor, oor ons families en sentiment en al hierdie dinge. Ruk dit uit, kap dit af, kry klaar daarmee. En verstaan dat jy die Here moet dien. Sonde, ongeregtigheid, geaardhede, gesindhede, standpunte, al hierdie dinge moet ons uitsorteer, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Want al hierdie dinge kan maak dat 'n mens so besig raak met dinge hier om jou,
dat jy die ewige lewe kan mis. En sentiment is seker die ergste probleem, en tradisie, en al hierdie dinge, alles wat in jou pad staan om die Here te dien, sorteer dit uit, kry klaar daarmee, en verander en verstaan wat die woord van die Here van jou verwag. So dit is baie Lees tot vers 14 hoor, dan is dit nou klaar. Hy sê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Nou, natuurlik klein kindertjies, as ons nou kyk na fisiese klein kindertjies, tot op 'n stadium gaan hulle hemel toe as hulle sterf. Daar's nou two ways about it, maar op 'n stadium van 'n kind se lewe ook, begin hy goed en kwaad van mekaar te onderskei. Hy begin besef wat is sonde. En op daardie stadium is dit die probleem. So dan moet hulle die Here aanneem. Dan moet hulle verstaan en aangaan in die Here. So dit is 'n groot saak ook vir dit. En dan kyk ons ook na onsself. Yes, amen. As jy een van die broeders verag So, laat stryk. en laat struikel, dan doen jy dit aan die Here Jesus Christus. So, hy sê, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Okay, ek wil net eers daai deel klaarmaak. So, op die einde van die dag moet ons werklik besef as kind van God, waarmee is ons besig in ons lewe, wanneer ons sê ons dien die Here? Amen. Is jy net 'n struikelblok in die broederskap? Gaan jy net aan met jou sonde en jou ongeregtige asof jy nog nooit gered was nie? Verander jy nie? Vind daar enigiets in jou lewe plaas? Verag jy die broeders wat die Here dien? Waarmee is jy besig in jou lewe? Of besef jy, ek moet ondersteun, ek moet aangaan, ek moet verander, ek moet die woord aanneem, ek moet vrug oplewer, ek moet saamwerk, ek moet hande vat, ek moet mense ondersteun wat besig is met die evangelie? Of gaan dit maar net weer oor myself? En dit laat die ander broeders struikel. Dis eintlik 'n veragting van die wat besig is met die werk van die Here. Ag, weet jy wat, ek gaan jou nie ondersteun nie, ek gaan maar net weer my eie ding doen, ek gaan maar net weer aan. En hoeveel van ons het daai mentaliteit in ons lewe? My lewe gaan oor myself. En dis 'n struikeling vir die broederskap. Dis 'n struikeling vir die wat besig is met die evangelie, die kleintjies wat verag word in die evangelie. Sjoe. En God weet presies van hulle. So ja, ons moet werklik ons lewe uitsorteer. Jy kan nie jou broederskap verag nie. Jy kan hulle nie laat struikel nie, jy moet saamwerk, jy moet uitsorteer, jy moet doen wat jy moet doen, jy moet gee wat jy moet gee, jy moet uitsorteer wat jy moet uitsorteer. Jy moet bid wanneer jy moet bid, jy moet gehoorsaam wees in die evangelie wanneer jy gehoorsaam moet wees in die evangelie. Dis hoe jy saamwerk in die liggaam van Christus. Want daar's net 'n paar wat werk in die liggaam van Christus, die ander doen niks. En die ander werk hulle dood. So dis 'n struikeling in die liggaam van Christus. Dis die waarheid, my vrou is baie mooi gestel. So ons moet elkeen ons verantwoordelikheid opneem. As jy kan bid, bid. As jy die woord kan lees, lees hom. As jy kan ondersteun, ondersteun. En so is jy deel van die liggaam van Christus. Wat jy daar kan doen, wat jou hande vind om te doen, doen dit. Sure. En die meeste van die tyd op hierdie stadium is dit gebed. En ons sê vir almal, dat mense dink, ons doen iets anders as dit. 3/4 van ons lewe bestaan uit gebed. Want alles is 'n uitvloeisel uit gebed. Yes. As 'n mens net begin ywer in jou eie vlees en in jou eie krag, gaan jy nêrens kom nie. Dis so, amen. Maar wanneer jy in jou binnekamer voor God is, dan begin daar dinge uitvloei uit jou binnekamer uit. Want nou begin jy verstaan. Nou begin jy die woord verstaan wat aan jou oorgedra word, want nou maak jy jou hart oop vir die woord van die Here. Nou kan die Here jou gebruik in baie plekke en baie areas. Nou waar jy ook al aan nodig is, sal die Here jou dan gebruik op die tyd waar jy is. Want ons fokus so baie op, wat moet ek doen? Wees in jou binnekamer en dit wat jy moet doen, sal jy weet wat om te doen. Yes. Jy sal verstaan wat jy moet doen. Amen. Jy sal hoor Amen. wat jy moet doen. Yes, dis so. Maar as jy nie in jou binnekamer is nie, gaan jy maar net dood aangaan. Dis waar alles lê. As ek staan en nie bid nie, is daar niks.
As jy dit al probeer, dan wil jy liedjies skryf of jy wil die diens voorberei of wat ook al en jy het nie jou tyd ingesit om te bid, jy kan vir jou sê daar is niks. Want dit is in jou eie krag, maar as jy in God se teenwoordigheid is, dan kom dit deur, dan vloei dit, jy verstaan die woord. Dit ewen die Bybelstudie wat jy nou wil begin aanpak en dinge, nou begin dit sin maak, dit begin werk in jou, dit begin lewend raak in jou hart en in jou siel, en dit is hoe dit begin voortvloei, in die binnekamer. Daar is nie 'n ander way nie, en mense verag gebed. Mense voel, ag, moet ek nou net bid? Jou hele geestelike lewe gaan rondom gebed. Ek dink nou met hierdie ding uitsorteer van, soos Lindy wat sê, en ek meen, dis 'n algemene sê ding, gebed het groot krag. Ek dink 'n ou moet verby daai punt kom, want dit is nie die, Karen gaan nou so lekker praat, dis nie die gebed wat groot krag het nie. Dis jou verhouding met God, en God se krag word geopenbaar wanneer jy bid. Yes. Ja, en ek dink as ons verby hierdie punt ook kan kom, wat se krag soek 'n mens? Ek dink as mens kan verstaan, Vader, ek moet 'n verhouding met U hê. Die dag toe ek dit verstaan, want ek wou ook altyd die Here gebruik het vir krag. In die sin van, jy moet een of ander krag besit. Jy het die krag van die Gees in jou siel. Want hy bid om krag te kry. Ja, jy bid om krag te kry. Nie om 'n verhouding te bou nie. So, nou is dit asof 'n mens dit soek. Maar dan het ons hierdie Gees in ons harte, so jy die krag van God in jou siel, in jou innerlike. Maar omdat ons niks doen in ons geestelike lewe nie, het ons nie die besef van dit wat in ons hart is nie. Nou leef ons in die vrug nie, en dit is die krag. Die vrug wat jy uitleef na ander toe, is die krag van God. Dis die liefde. Nou liefde is die krag van God. Ons soek iets anders. So. Ons soek iets anders. So. Want as jy voor God kan kom, en jy's net lief vir hom, en jy wil met hom praat, en jy wil hom dien, en jy wil hom lief hê, dan verstaan jy die krag van God is liefde. Want wat is daai liefde? Die liefde wil elke siel red. En dis waaroor die hele evangelie gaan. Is daaroor. Nou as mens dit kan verstaan, kan ek vir sê, mense hele lewe verander. Jou hele verstaan verander. Die kwaad van 'n man val af. Jou eie identiteit val af. Jou eie idee, jou standpunte, jou goeders wat jy so sterk is mee, val af, want jy besef, die liefde van God wil siele red, en ek moet verander volgens die woord van God. Ek moet verander na daai liefde toe. Ja, maar daar is krag van vergifnis, krag van sagmoedigheid, krag van vryspraak. Dis die krag in 'n mens se lewe, die krag van 'n diensknegt. So dit is die krag wat ons moet uitstraal. Nou sonder 'n verhouding, en as 'n mens gebed gebruik om krag te kry, kan jy maar net sowel ophou bid. Sê, Vader, ek wil 'n verhouding met U, en so sal die Here, en dis wat die woord ons leer, so sal jy die geestelike krag by die Vader ontvang deur sy Gees, omdat jy getrou is om dinge in jou lewe, die vrug uit te leef, en dan ook struikelblokke te oorwin. Ja, my man, dit is so mooi. Ja, prys die Here. So ek dink dit kan al klaar weer vir mense maak. As jy die liefde in jou hart het vir God, en jy bid en jy soek hom, kan ek vir jou sê, dit is daai liefde wat in jou hart geopenbaar word, en dis die krag van God. Om te verstaan, siele moet gered word. En jy moet dit in daai liefde, en die vrug van die Gees wat in jou is, die gawes wat jy ontvang het, moet jy alles in liefde uitdra. En ons wil hierdie streng juffroue besigheid wees, wat vir almal net sê wat hulle moet doen, en op almal afpyl. Ons praat nou die dag weer daarvan. Dat dit is hoe ons was. Krag en geweld, jy moet nou uitsorteer, jy moet nou verstaan, jy moet nou, maar jy doen nog nie eers die regte ding nie. Maar as jy 'n verhouding het met die Vader, hy is lankmoedig. Hy is liefdevol, hy wil almal red, hy wil almal trek, hy wil almal verander, hy wil almal kans gee. En dis daai liefde dan in jou hart wat deurbreek na elke liewe siel toe op hierdie aarde. Dis die krag van God. Ja, ons sien dit. Ek dink in die Christelike wêreld is hierdie oordonderende besigheid altyd besig, en dit is altyd hierdie stem, en dit is altyd hierdie gebare en krag wat oorkom, en op 'n manier, maar dis jou eie krag, dis jou eie kopkrag.
Ja, ek meen, daar word tot gesê as jy op 'n sekere manier bid, sekere woorde, dan gaan die krag van God manifesteer, die hemele gaan in jou geopenbaar word. Ons kan God nie manipuleer deur ons idees nie. Jy het 'n verhouding met die Vader en wat hy wil doen vir jou, en ek meen die belangrikste is die redding van jou siel en vergifnis, en niemand is daarop ingestel nie. So, niemand gaan in 'n geestelike oorlogvoering om vergifnis te kry nie. Hulle gaan 'n geestelike oorlogvoering om mense aan te val en geld te kry en al die tipe van goed. So dis die ware gebed gaan, 'n verhouding met die Vader, en jy sal leiding ontvang, jy sal rigting kry in jou daaglikse lewe, en natuurlik jy sal die kwaad van die dag kan oorwin. Ja, dit is die groot ding. Jy sal die kwaad van die dag kan oorwin. Dis die krag wat jy by God kry. Om werklik saam te werk, maar dan moet jy saamwerk. Hy gaan dit nie vir jou doen nie, hy openbaar dit. Maar dan moet jy saamwerk met hom. Ons wil hê God moet alles vir ons doen. Ons wil hê alles moet net uitsorteer, maar jy moet begin saamwerk met God wanneer hy dinge openbaar. Onthou net, as God 'n ding geopenbaar het in jou lewe, het hy jou geantwoord. En nou is dit jou verpligting om uit te sorteer, om daaraan te werk, om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here, sodat jy verlossing en vrymaking kan kry. So dit is jou verpligting om te begin werk, te begin verstaan. En ons is in 'n tradisie, ons is so eng, ons is so streng, ons is so, ek sê nou nog, ene mense sê die gestrenge besigheid, dat jy nie eers die Here kan loof en prys en groot maak en eer en dank en aanbid en al die dinge nie, want jou tradisie sê vir jou nee. Maar as jy 'n verhouding het met die Vader, dan wil jy hom eer die hele dag lank. Jy kan nie ophou nie. Jy wil hom verheerlik in jou hart, in jou innerlike. So ja, dit is die krag van God. Dis 'n verhouding met ons Vader. Dis is waar as jy mens maak eintlik op jy krag staan, dis presies net so. Ja, want wat begin ons doen? As daar nou 'n situasie is, mense, ons kan maar eerlik wees met mekaar, dan begin jy hier gebed bid. En jy gaan te kere, en jy sê jou sê, en jy verhef jou stem, en jy... Is dit die krag van God? Nee, dis jou eie krag en geweld wat wil verdryf, jy wil dryf. Jy gaan God nie dryf nie. Jy gaan God nie forceer nie. So. Mens praat in jou eie stemtoon, soos wat ek nou praat met die Vader, want ek gaan nie op iemand sit en skree die hele tyd wat hy by my kuier nie. Glo vir my, hy gaan loop. Hy gaan nie die hele dag jou geskree wil hanteer. As jy hier instap, dan begin ek op hom skree nie. En dis wat ons as kinders van die Here doen, want ons voel dit is krag. Of jou eie idee afdruk en forceer en deurdruk en deurdryf. Maak jou hart oop vir 'n gesprek. Maak jou hart oop om lief te hê. Wat doen jy wanneer iemand by jou kuier? Jy het 'n verhouding, jy gesels, jy maak jou hart oop. Dinge kom uit in gesprekke. En dit is hoe jou hart openbaar, en dit is hoe jy verhouding met jou Vader het, en dis hoe liefdevol hy is. In daai rustige, liefdevolle gesprekke met jou Vader, is hy besig ook om jou hart uit te sorteer. Amen. So, ek hoop ons kan dit sin maak. Prys die Here. Papa het gesê tot by watter vers? So tot vers 14, dan sluit dit nou lekker die gedeelte aan. Okay, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Want wat dink julle, as iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge en die verdwaalde een gaan soek nie? En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle, dat hy blyer is oor hom as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. So is dit nie die wil van die Vader van die hemele dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. So ja, die Vader is altyd daar om te trek, die Vader is altyd daar om te praat, die Vader is altyd daar om uit te sorteer in jou lewe, met jou te praat, te deel, weer die woord, weer trek, weer omstandighede, weer dinge, sodat jy kan vashou en by hom bly. Want hoe vinnig raak ons as kinders van die Here afvallig? Hoe vinnig gaan ons agter sonde aan? Hoe vinnig gaan ons agter ongeregtighede aan? Hoe vinnig gaan ons agter ons eie idee aan? En die hele evangelie gaan net daaroor van gehoorsaamheid. Gebed, belangrikste. Jou verhouding met die Vader, die belangrikste. Buite dit is jouself. Jy's besig met jouself, jy maak jouself moeg. Jy maak jouself poegai.
Ek kan vir julle sê, baie keer as ons klaar gepreek het, joh, dan val ons hier op 'n bank neer. Dit was so die Here en nee, dit was jouself. En wanneer jy in jou binnekamer 'n verhouding het en jy bedien die woord in kalmte en vrede, want dis wie God is, kan ek vir jy sê, jy doen dit in jou eie krag nie, jy is nie eens moeg nie, jy is versterk wanneer jy die woord bedien het. So dit is wat die Here volgens met ons praat en deel. Ek hoop dit maak vir jy sin. Die krag van God is liefde. Want sy hele koninkryk bestaan uit liefde, want hy wil red en genees en vrymaak en verlos. En dit is wat ons mee moet saamwerk. Amen. Prys die Here. Ag, dit is so lekker om net hieroor te gesels. Nou, u moet 'n baie lekker dag hê. Bid vir ons bid vir u. As u in die omgewing is van Elsburg, oor die naweek, asseblief kom maak 'n draai. Ons is daar, ons het nie 'n kar om te ry nie, so ons is by Lani, by haar huis, by Konet hulle se huis, en enigiemand kan vir ons die adres vra, as jy nie Sondag kan kom nie, en jy wil op 'n ander tydjie 'n draai kom maak, asseblief, jy is welkom, ons is van Vrydag af daar, en dan kan ons ook so reël, maar ons sal graag saam met u wil kuier, en gesels, en saam met u eet, so ons gaan vandag seker so 'n bietjie 'n menuetjie uitsorteer, ek sal gaan met Lani gesels, en met Konet, en dan kan ek vir u net laat weet, die wat wil kom, asseblief sê vir ons, kontak ons, en dan kan ons ook vir jou die detail gee van die, wat jy kan saambring, as elkeen so bietjie saambring, dan is dit baie, ja, ons het dit Sondag weer gesien, elkeen bring so bietjie, en as jy weet, dan is dit soke magdom, of vat almal huis toe, so ja, dis lekker as almal so bietjie saambring, so ja, ons laat, asseblief laat weet ons, en ons is so verskriklik baie lief vir julle, en julle moet 'n lekker dag hê, en ek gaan afsluit met word soos 'n kind. Word soos 'n kind. Lekker dag, jy sien mekaar Sondag op die lig, of as jy by ons kan kom kuier in Elsburg. Prys die Here. Bye! Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in. Wie is die meeste wou hul weet, wees soos 'n kind, het hy gesê. Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in. Wie is die grootste in my oë, my kind wat verneder en dien. Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in. Die wat ontvang my, jou loon groot, weggebere. Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in. Moet hul nie laat struikel, voor my is hul, sink eerder diep in die see. Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in. Verander en word soos 'n kind, gaan so my koninkryk in.